O Vader, ek roep U naam. Vul my met U Gees. Lei my weg van vleeslike begeertes en laat my wandel in die waarheid. Die vrug van die Gees is liefde wat rein is, vreugde wat helder soos 'n fontein vloei, vrede wat my hart vul soos 'n rivier, en geduld wat wag op die tyd alleen. Vriendelikheid wat ander dra, goedheid wat uit uw hart vloei, geloof wat nooit wankel nie, en sagmoedigheid wat die lig wys. Selfbeheersing wat die vlees stil maak, 'n Gees wat altyd na jy luister. Teen sulke dinge is daar geen wet nie, want die Gees bring lewe, die Gees bring vryheid. O Vader, ek prys U naam. Laat my wandel in die Gees, nie my eie begeertes nie, maar U wil alleen. Seën my met wysheid, seën my met lig. Wat verstaan jy onder vreugde? Gaan ons dit outomaties koppel aan die emosie wat ek beleef en iemand met 'n glimlag op sy gesig. Nee, jy kan sommer sien iemand is 'n vreugdevolle mens, iemand is 'n blye mens. So ons assosieer dit met blydskap, met vreugde, met 'n glimlag, soos die emosie wat ek beleef. En baie van ons sal daarvan getuig ook dat daardie emosie is afhanklik van my omstandighede. So met ander woorde, ek beleef vreugde, want dit gaan so goed met my. Die Here is so goed vir my, en ons is so geseënd, en dit kan nie met ons beter gaan nie. Maar dan die oomblik wanneer die omstandighede verander, die oomblik wanneer daar die terugslag kom, die oomblik wanneer die worsteling kom, die oomblik wanneer die seer kom, die oomblik wanneer die verlies kom, dan voel ek nie meer vreugde nie. Dan is die glimlag weg, dan is die blydskap weg. En dan is ek eerder angstig, hartseer, bekommerd, gestres, uitgebrand. En dan is dit wat ons met mekaar sê, maar ek het nie vreugde nie. Ek voel nie vreugde nie. Want julle sien, mense vreugde, hoe ons dink oor vreugde, is 'n emosie. 'n Emosie wat ek voel. En die probleem met 'n emosie, het ons al baie keer vir mekaar gesê, emosies in hierdie lewe ry wipplank. Ons emosies maak so. Daarom kan jy op 'n dag, op verskillende tye in die dag, vreugde beleef en hartseer wees, en later weer vreugde wees, en later weer hartseer wees. Soos baie van ons vandag hier so sê, Dominee, my man of my vrou, dink ek die liedjie 4 seisoene kind is oor hulle geskryf, want in een dag beleef hulle al die seisoene van die lewe. Want ons emosies maak so. En ons emosies maak so, want ons emosies word bepaal deur iets buite ons. Deur ons omstandighede daar buite. Deur die situasies waardeur ek gaan. Deur dinge wat met my gebeur waaroor ek geen beheer het of geen sê het nie. En ons het al vir mekaar gesê, jy vind nooit jou sekuriteit in enige iets of enige iemand wat in 'n oomblik van jou weggevat kan word nie. Want dis aardse geluk. Dis aardse vreugde. En enigiets wat wêrelds is, enigiets wat menslik is, hou net 'n kort rukkie. Dis tydelik. Die vrug van die Gees is iets anders. En julle sien, hierso is iets baie spesiaals. Ek gaan dit nou nie te tegnies maak nie, maar in jou Grieks en in jou Hebreëus en jou Bybelse tale het 'n woordjie altyd 'n stam, 'n kern, en dan word daardie kern so bietjie gebuig, so daar word iets voor die woord of iets agter die woord aangesit om dit te verander na verlede tyd of toekomstige tyd of manlik of vroulik of hoe dit ook al. Maar daai kern van die woordjie is waarop ons fokus baie keer om die betekenis daarvan te verstaan. En die woordjie in Grieks hier wat met vreugde vertaal word, se kern is dieselfde woordjie wat met genade vertaal word.
So ewe skielik besef ons, Paulus sê vir ons, dat die vrug van die Gees is nie 'n emosie wat ek voel nie. Dis nie iets wat ek voel nie, dit is iets wat ek is, omdat daar iets groter in my is wat leef in my. En vreugde as 'n vrug van die Gees is om elke dag te lewe met die wete, God se genade is onbeskryflik groot. As ons dit letterlik vertaal dan is vreugde as 'n vrug van die Gees iets wat ek is en iets wat ek voel, maar hoekom? Omdat ek in God se teenwoordigheid is. En omdat ek weet ek is in God se teenwoordigheid, het ek vreugde. En hierdie vreugde word nie meer bepaal deur my omstandighede nie, my vreugde word bepaal in iets wat vas en seker is, en dit is wie God is. En ewe skielik word my vreugde nie meer bepaal deur iets wat buite my beheer is nie, want ek lewe in elk geval met die wete niks is in my beheer nie. Ek lewe met die wete dat my lewe is in die hande van God wat in beheer is. En die oomblik wanneer my vreugde gevind word in God se genade, en God se genade is elke dag daar, en God se genade is onbeskryflik groot, en niks of niemand kan my ooit van God se genade skei nie, het ek vreugde. Let wel, nie voel ek vreugde nie, het ek vreugde. Selfs al gaan ek deur swaar tye. Selfs al kry ek seer. Selfs al ervaar ek verlies. Selfs al werk dinge nie volgens plan uit nie, het ek vreugde. Vreugde is nie 'n emosie nie. Dit is 'n geskenk wat aan my gegee word wanneer ek lewe in afhanklikheid van die Heilige Gees. Vreugde is 'n geskenk wat ek ontvang die oomblik wanneer ek ophou self probeer. En ophou om my vreugde te soek in wêreldse dinge. En wanneer ek geheel en al oorgee aan die Heilige Gees. En wanneer ek dit doen, ontvang ek die geskenk van vreugde, omdat ek weet wie God is, nog altyd was en altyd sal wees. Daar's twee gedeeltes wat ek wil hê ons nog saam moet lees. Die een is die baie bekende Filippense 4. In Filippense 4 vers 4, ons sing dit van kleins af, né? Filippense 4 vers 4 sê, verbly jul in die Heer. Nee, en dan sing ons so mooi, verbly jul, waar? In die Here. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. En weet julle wat verstommend van daai woorde? Paulus skryf daai woorde terwyl hy in die tronk sit, en waarskynlik in die laaste dae van sy lewe, want hy's op die punt om doodgemaak te word as gevolg van sy geloof in Jesus Christus. Paulus is afgetakel na liggaam en gees. In die tronk is hy nie versorg nie. Here, daar was nie menseregte in daai tyd nie. As jy in die Romeinse tronk gegooi is, jy's nie kos gegee nie. As jy siek geraak het, jammer, dis nou maar so. Die Romeinse burgers het nog 'n vorm van menseregte gehad, maar nie 'n Christen nie. So Paulus is afgetakel na liggaam en gees. Hy's siek, sy liggaam pyn, hy's honger, hy kan nie onthou wanneer was dit hy ordentlike maaltyd gehad nie. En hy weet dis nie meer lank nie, dan is hy nie meer hier nie. En wat sê hy vir ons? Wees bly. Let wel, nie voel bly nie. Wees bly. Wees bly, want God is hier by jou. Wees bly, want selfs in die midde van die seer en die moeilikheid van die lewe, is God se genade onbeskryflik groot. En ja, nee, dis nie sugarcoat oor die probleme nie, dis 'n baie diep werklikheid, want Paulus het geweet, as hy gehoorsaam is aan die Here, en hierdie wedloop, hierdie komrits van die lewe voltooi, aan die einde, wag 'n oorwinnaarskroon, die ewige lewe, by sy hemelse Vader. Want jy sien, sy vreugde is nie bepaal deur sy omstandighede nie, en sy vreugde is ook nie beperk tot hierdie lewe nie. Sy vreugde word gevind in iemand groter en in 'n groter realiteit. Weet julle hoekom gaan baie van hierdie atlete terug elke jaar? Ek sê dit op 'n ligte en hulle sê mos altyd, daar moet ietsie heeltemal lekker wees met jou om komrits te hardloop nie. Nee, Ronnie, jy stem saam. Nee. Dis ek hoekom ek ook 'n behoefte het om dit wel eendag te doen, want ek dink my kop is ook nie altyd lekker nie.
Maar daar's iets aan, deur die stoei, deur die spartel, deur die pyn, deur die swaar kry, maar niks oortref daai gevoel, wanneer jy oor die wenstreep gaan en jy besef ons het dit gedoen nie. En dis daai gevoel, wat maak dat ten spyte van die pyn en die marteling, hulle elke jaar weer terugkeer. En iets van die kameraderie en alles wat rondom dit gebeur ook, en daai same syn van die mense, hoe mense mekaar ondersteun en al daardie tipe van dinge. Maar daar's iets van 'n wenstreep, daar's iets van ek het gestoei, ek het gespartel, dit was moeilik, dit was hard, ek wou opgee, maar ek het nie, en ek het hier gekom en ek het dit gemaak. En dis wat die woord ook vir ons sê. Die woord sê vir ons, almal van ons is deel van 'n wedloop. En almal van ons gaan iewers langs die pad moeg raak. Almal van ons gaan iewers langs die pad swaar kry. Almal van ons gaan iewers langs die pad wil moed opgee. En as jou vreugde gevind word en gebind is aan hierdie wêreld, dan gaan jy dit nie maak nie. Want dan leef jy vanuit jou eie krag en jou eie vermoë. Maar wanneer jy lewe deur die krag van die Heilige Gees, en jy besef dat my vreugde is iets wat ek het, selfs al kry ek swaar, en ek volhard tot die einde toe, wag daar 'n oorwinnaarskroon, 'n oorwinningsprys vir my en jou aan die einde. En daai prys kom nie sonder swaar kry nie. Daai prys kom nie sonder uitdagings nie, maar Jesus is die moeite werd. Daarom wil ek vanoggend eerlik vir elkeen van ons vanoggend vra. Of die woorde van die volgende vers wat ons gaan lees vir my en vir jou waar is. In Psalm 16, vers 8 tot 11, dan lees ons: Ek het die Here altyd by my. Hoor? Ek het die Here altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Nie omdat ek so sterk en oulik is nie, omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat u troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By u is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is. En die vraag is, vind ek en jy ons vreugde elke dag in wie God is? Of soek ek en jy dit nog steeds in iets buite onsself, wat ons dink ons iewers daar buite gaan kry? Want as ons antwoord daar is, dan mis ons uit op hierdie ongelooflike geskenk wat die Heilige Gees vir my en jou wil gee. Vreugde wat in God gevind word. En 'n vaste wete dat God is altyd by ons, elke oomblik van elke dag. En dan weet ek, wanneer my krag op is ek juis op die beste plek. Want dan is ek oorgegee aan God se krag wat in my werk. Elkeen van ons moet eintlik elke dag opstaan en sê, Here, hier gaan ons met die volgende tree, die volgende skof van hierdie wedloop. Ek kan nie een tree sonder u gee nie, Here. Help u my. Ek wil vir julle vandag sê, ek weet so wat ons gesê het, daar gaan tye kom wanneer die pad moeilik gaan raak. Daar gaan pyn kom, daar gaan moeg raak. Daar gaan emosionele struike ook wees. Die woorde wat ek vandag vir julle wil gee, is julle het alles gedoen wat julle kon tot dusver. Julle het geoefen, julle het voorberei, julle gaan julle beplanning doen. Gee nou oor aan die een wat saam met julle elke enkele tree hardloop. En mag julle beleef dat wanneer my krag min raak, God se krag inskop. En hy vir ons help. En vir ons, wat nou nie Sondag gaan hardloop nie, maar ons hardloop elke dag die komrit van die lewe, kom ons vind ons vreugde. Nie ons omstandighede nie, maar in God se genade. Al gaan dit hoe swaar met ons het altyd iets om voor dankbaar te wees. Ons is elke dag bewus van God se genade. En omdat God altyd by ons is, kan ons bly wees. Want hy is getrou. En ons weet,
Die einde is reeds bepaal. Ons weet ons gaan by die eindstreep uitkom. Dis nie onseker nie. En ons sien uit daarna. En daarom hardloop ons hierdie wedloop voluit met vreugde in ons harte tot eer van die Here. Ek gaan vra dat ons oë sal sluit. Dan gaan ek vir ons 'n gebed doen. Die eerste deel van die gebed gaan ek bid vir hierdie atlete wat hier voor ons sit. Jy is meer as welkom as jy vrymoedigheid het om jou hande so uit te steek na hulle. Anders kan jy net sit en jou oë toemaak en saam bid. En vanuit daardie gaan ek sommer bid oor dit wat die Here vandag vir ons uit sy woord gesê het ook. Almagtige God en Hemelse Vader. Here, ons as 'n gemeente, as 'n geloofsfamilie wil vandag baie spesiaal kom bid vir hierdie vriende van ons wat hier voorsit. Here, vriende wat volgende naweek 'n verskriklike lang afstand gaan hardloop. En Here, hulle het hulle beplanning gedoen, hulle ure ingesit en geoefen. Hulle het hulle liggame so goed as moontlik voorberei. En Here, nou kom bid ons allereers dat U vir hulle 'n veilige reis sal gee. Here, ons bid dat hulle voorbereiding vir hierdie laaste week ook sal goed gaan. Ons bid dat U hulle liggame sal versterk, Here. Here, ons bid dat alles sal goed afloop die dag en die aand voor die wedloop. Here, ons bid dat hulle goeie nagrus sal hê. Here, ons bid vir die volgende oggend dat hulle sal met energie opstaan. Here, dat alles sal werk wat moet werk. Here, dat hulle voorbereiding reg is. En wanneer die wedloop begin, Here, bid ons dat hulle sal beleef elke tree wat hulle gee, hoe U hulle versterk en hoe U vir hulle krag gee. Here, ek bid dat hulle sal ervaar hoe U hulle daardie wedloop laat hardloop, nie uit hulle eie krag uit nie, Here, maar uit U krag uit. Here, as hulle iewers langs die pad swaar trek, versterk hulle. As hulle iewers langs die pad moedeloos is, gee hulle moed. Here, as daar iemand langs die pad is wat bemoediging nodig het, maak vir hulle instrumente van bemoediging vir iemand anderste. En Here, ons weet 'n wedloop werk nie altyd uit soos wat ons beplan nie. Daarom bid ons, Here, dat elkeen van hierdie atlete 'n goeie wedloop sal hê en by die wenstreep sal kom, Here. En wanneer hulle doen, dat hulle U naam sal loof en prys daarvoor. Here, as dit gebeur dat die wedloop nie volgens plan uitwerk nie, bid ons dat U daardie persone ook sal beskerm in hulle harte en vir hulle sal bemoedig om weer terug te kom en die wedloop aan te pak, Here. En Here, net so bid ek ook vir elkeen van ons wat die wedloop van hierdie lewe hardloop. Here, daar's soveel dinge in hierdie lewe wat ons vreugde van ons steel. En ons besef vanoggend is omdat ons vreugde dikwels koppel aan dinge van hierdie wêreld, Here, en dat ons vreugde afhanklik is van ons omstandighede. En ons wil nie meer verder so wees nie. Ons wil nie meer verder so lewe nie, Here. En daarom vra ons, o Heilige Gees, dat ons nou volkome oorgee aan U. En dat U vir ons vreugde sal gee, ware vreugde, genade vreugde, wat gevind word in wie U is. Help ons om bly te wees, selfs al gaan dit swaar met ons. Help ons om bly te wees in U. Dankie dat U elke dag by ons is, Here. Dankie dat ons kan weet, dat maak nie saak wat 'n wedloop na ons gaan toe gaan gooi, of wat die wedloop van die lewe na ons toe gaan gooi nie. U is in beheer, en U sorg vir ons. En ons dank U, en ons loof U, en ons prys U naam daarvoor. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons staan. Hierdie lied praat van vreugde wat ons in die Here het. Die woordjie halleluja beteken om bly te wees in die Here. Dis die betekenis van die woordjie halleluja. En daarom sing ons dit ook. So my gebed is vir ons in die wedloop van die lewe, vir julle vir volgende Sondag, in daardie middel van die wedloop, kom ons vind ons vreugde in die Here. Al is dit hoe swaar, die Here is altyd by ons. Kom ons loof sy naam. God van vrede
in my lewe smeer van die ware. Halleluja, halleluja, Kom ons seën mekaar met die seën van die Here. Liewe kinders van die Here, vriende, familie, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die krag van die Heilige Gees met julle wees en bly. Elke tree van julle wedloop volgende week en elke tree van ons wedloop van hierdie lewe. Kom ons wees bly in die Here deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Yes,